Goeiedag, my naam is Natasha Fick en dit is altyd vir my voorreg om saam met jou te kan kuier hier in die program Mense en Hul Stories. Nou ek vertrou dat jy geniet die stories. Elke week is daar 'n splinter nuwe gas en 'n splinter nuwe storie. Nou ja, dis die platform waar ons mense se stories deel om vir jou hoop en vir jou bemoediging te kan bring in die naam van Jesus Christus. So vandag het ek 'n splinter nuwe gas en dis Tisha September en sy gaan haar storie saam met ons kom deel. Goeiedag Tisha, hoe gaan dit saam met jou en goed om jou vandag hier te hê. Goeiedag, Pastor Fick, ek is so bly om hier te wees. My naam is Tisha September. Ek is 49 jaar oud, 3 kinders. En ja. Ja, en sy kom kuier vandag, sy kom vertel haar storie vandag. Tisha, ek sê, elkeen van ons het 'n storie. Ja. Niemand kan sê dat hy het nie 'n storie nie. Niemand kan sê, ek was gebore en dat ek gesterwe en niks het hier tussenin gebeur nie. So dit is waaroor hierdie program gaan ons kom vertel wat tussenin gebeur het. Want soos ons vandag in die kar gesels het op pad hiernatoe, as jy nie jou storie gaan deel nie, wie gaan jou storie deel? Yes. So Tisha, vertel ons 'n bietjie jou storie en die pad waarlangs die Here jou ook gedraai het. Halleluja, ek is baie eerstens baie dankie vir die Here vir die geleentheid dat ek my storie kan deel. Amen. Want ek weet ons gaan nie iets vir onsself hê, maar dit is vir iemand daar buite. Amen. So as ek nou terugkyk op my lewe, dan het ek dink die abuse het eintlik al begin reeds in die womb, waar ek rejected was deur my pa. My wil my nie acknowledge het en ek dink met my opgroei lewe was dit maar oral waar ek selfs my ouma hulle en oral waar ek my bevind het, was ek altyd rejected. En on top of it was my pa abuse. So al wat ons geken het, my pa het altyd vir my geslaan. En ouma het my altyd vir my gebleem, want is my pa wat my sisters het 'n ander pa gehad, maar het was my pa wat my ma geabuse het. So jy was iemand in die middel die hele tyd. Ek was in die middel. As 'n bekleier ook was ek moet afgekeer het. En soos ek opgegroei het ek hy minderwaardigheids kompleks het ek opgebou, maar in dieselfde tyd het ek vir my in my akademies het ek vir my probeer het ek vir my dae ek het ingedruk en ge-excel in my skoolloopbaan. En tot op 'n punt waar ek wat ek standaard 8 het ek altyd by die library gaan studeer, want dit was die enigste plek wat ek kon geleer het. En daar is wat my hele lewe kom verander het. Ek ontmoet 'n man wat 13 jaar ouer is wat ek is. En tyd het ek verstaan, maar nou weet ek het 'n vaderfiguur gesoek. En die man bekom my alles, hy koop vir my, hy dek almal my needs. En ek bereik die ouderdom, ek bereik die matriek en na matriek raak ek swanger. En van tiener af raak ek 'n ma en ek raak ook 'n vrou op die ouderdom van 21 sonder my ouers se blessing. En ek was 18 jaar getroud en in die huwelik het ons 3 kinders. Was daar 3 kinders en my hele huwelik, selfs op my aand wat ek getrou het, was daar abuse. Al wat ek geken het was abuse. Ek was geïsoleer van vriende, isoleer van net om te wees. My man het vir my om elke weekend eruit opgehou. Kan nie selfs eers kerk toe gegaan het, dan was ek geslaan. Ek was in alle opsigte abuse, physically, mentally, emotionally, spiritually, sexually. En miskien kan ek praat oor die sexual abuse, want dit is nie altyd wat ons wil oor praat nie. Because ek het altyd oor al die abuse gepraat, maar nooit by die sexual abuse gegaan nie. En ek wil net deel dat soms dink ons is getroud, en dit moet net so wees, maar ek was baie geryp in my huwelik en tot by tye wat ek altyd gebid het, as dit net kan dag word. En Tisha, laat ek gou daar aankom. Jy sê jy was 18 jaar getroud. Jy was in 'n abusive relationship. Nou, ek het al gesien dat baie
mense vra, hoekom het jy nie uitgekom nie? Hoekom sal jy vir 18 jaar daar sit? I've seen that. Yes. I've seen the remarks. I've seen the comments. Ja, is jou eie skuld. Ja. Hoekom het jy nie daar uitgekom nie? Dan sal iemand sê, ek sal lankal daar uitgeloop het. So, ek condemn nie, ek vra net wat jy wil weet wat nou ingeskakel is. Wat nou sit met daai gedagte. Want ons het op 'n vorige keer ook iemand se getuienis gedeel wat ook in 'n abusive relationship was, huwelik was en die comments wat ek gelees het, wat mense gesê het, dit is wat ek nou vir Tisha vra, because sy is in daai selfde bootjie gewees. Is ek reg? Yes. Jammer dat ek jou nou kort knip, Nee, maar ek dink ek moet dit nou vra voordat ek dit later nou nie vra vir jou nie. Geen probleem. Hoekom 18 jaar? Ek dink waar dit begin dit op die ouderdom van 16 het my ouers geskei. En al het dit woes gegaan in die huis, dit het vir my diep geraak. En ek het vir myself 'n vow gemaak, die dag as ek gaan trou, ek gaan nie my kinders dit sit nie. En ek het nie besef dit wat ek die vow wat ek gemaak het met myself en tot die dag toe ek nou trou, dan het ek altyd gedink, nee, het gaan beter raak. Miskien as ek dit beter doen, as ek daai dan gaan dinge verander. Ook ek wil nie gehad dat my kinders moet sonder 'n pa groot word nie. Ook hy is die broodwinner. En daar is so baie ander redes en tog het ek was baie lief vir hom, al het hy dit aan my gedoen. But ja, dit is van die redes waarom ek gebly het, maar eerstens omdat ek gevoel het, ek het deur dit gegaan en ek wil nie my kinders deur dieselfde gesit het nie. So, die abuse was baie erg tot op 2009, het my man my doodgemaak het. Hy het die petrol gekoop, kinders se klere ingepak en hy het gesê, vanaand is die aand wat mense gaat nie eers weet jy is dood nie. En by die tyd het ek was verby moed verhoor vlak. Ek het myself gesê, if I can change, if I'm out of the way and my children can have a better life, then it's gonna be like that. Because in my huwelik het ek ook 3 keer probeer selfmoord pleeg. En die Here het toch gelaat dat dit gebeur het. Maar ek wil my lewe ook al, self in my ouer huis het ek ook probeer my lewe vat. So daardie aan 2009, die 6de Augustus, het ek net gevoel, dis is klaar waar het so is, let it be. Doen jy maar net wat jy dan nou wil. Doen maar net wat jy, ek het net daar gesit en nie bekend met wat die plan van die Here was nie. En ek het daar gesit, dis 12 uur in nag, en my middeldogter kom en sy sê, Mommy, can we just run? En ek sê vir, waar toe gaan ons? Dis 12 uur, ek het nog nooit na mense toe gegaan nie, wie gaan vir my verstaan? Ek het altyd, as ek 'n blou oog gehad het of so, bly in die huis en cover my up en so, mense het nie eintlik geweet nie. En ook omdat vir ons van het ons het mense opgesien na ons, so mense gaan my nie glo nie. En ek sê vir ons kan nie. Maar daardie aand, Pastor Natasha het ek die hand van die Here ondervind. Die Here het 'n hond gebruik en die hond se naam was Jessie. Ek het eers agterna het ek besef die hond se naam. En is 'n spiere, no blemish that dog had. And that dog, as like die Here het my so opgetel van hy stoel af, en ek het net begin hardloop daardie aand met my 3-jarige kind in my heup, met slippers aan. En hy's besig met my seun om te sê, pak die klere aan, want as ek verklaar vanaand, jy gaan niks huis oorwees, niks klere nie, en niks ook van haar nie, en almal die goed te speel af, dat ek begin hardloop, en ek besef, dat die Here se hand, die Here het hy hond gebruik, en hy hond, die jongens het geskree, en ek hardloop, en ek eindig by die polisiestasie op, en daarvandaan af, verwys hulle vir ons na die na die shelter toe, en ek sê, kan nie so na my seun nie, ek kan nie,
Lamo is 14 jaar oud, ek sê ek kan nie. En hulle sê, "Pat ons kan weer gaan," ek sê ek kan nie. En die polisie wil gaan, ek sê ek gaan my eie kind haal. En ek kry my seun en ons eindig by Sarkie Paarman op en my nuwe lewe begin. Ja. Ek heb by die shelter aangekom met niks. Maar die Here het vir ons wonderbaarlik kom sien. My lewe het drasties verander. En nie net die feit dat ek 'n stap gevat het om te hardloop nie, but my salvation. Ek het kerk toe gegaan, Ja. but ek het kom leer, my kerk toe gaan was religion based. Ek het nie geweet wat dit is om regtig die Here te ondervind en wat die dag wat ek my hart vir die Here gee. Besef ek het 'n relationship nou met die Here. Ek is intimate met die Here. Ek kom leer ken die Here. En die Here in die tussentyd was die Here net goed vir ons. Ek was 2 jaar by die shelter. Ek het my opgebou, ek het gaan studeer. My kinders het saam met my deur die proses gegaan. Ek het ook gedoen Beyond the Shadow, 'n dokumentary oor my lewe en die Here het my net op begin bou. Maar deur daai proses het ek kon nog nie vergewe nie. Ja. En ek dink ek het met Pastor Natasha gedeel dat op 'n tyd gekom wat ek soos 'n baba in die middel van my kamer geleed in 'n fetus position en die Here wys my jy het nog nie vergewe nie. Ja, jy het jou hart vir my gegee, maar nog nie ten volle nie. En ek gaan toe na 'n supportgroep toe en so en op 2013, die 23ste Julie, gaan ek vir die eerste keer nog tyd my man toe en ek sê vir hom, ek vergewe vir hom. En daardie dag breek 'n glas in sy hand. Ek weet tot vandag toe nie hoe nie, maar dit was ook weer 'n nuwe begin vir my. Want die Here het vir my loskom. Al het hy nie vir my gesê ja of nee, maar ek het vir hom gesê ek vergewe vir hom. En wat hy aan my gedoen het, en as ek iets aan hom gedoen het, het hy vir my ook vergewe. En my lewe het net begin floreer, my hare het gegroei, ek het begin vet trek, ek kon die output sien van my vergifnis wat ek net aan hom gegee het. En dit is so belangrik net Tesha wat jy sê, so belangrik net om te vergewe, vry te spreek is so en om vergifnis ook te gaan vra. Dit is so belangrik want baie kere is hoe sê hulle jy wil nie vergewe nie, jy dink daai een moet sterwe, maar eintlik is jy besig om te sterwe. Daai persoon se lewe gaan aan en jy bly nog net daar stagneer. So it is so important to forgive as well. Very important. En my lewe het net begin floreer. In alle opsigte. Ek sal sê ek was amper soos hy kykentjie die arend wat kykentjie het en dan word die kykentjie nou uitgeskop. Ek moet nou vlieg, nou gaan kry jou identiteit in die vlieg en ek het net begin vlieg en die Here het my van een level na nog 'n level gevat. Ek het studeer, ek het by die organisasie aangesluit en ek het eers home care gedoen en die Here changed the trajectory of my life just so, and I met up with amazing people, an organization, the Mitchells Plain Network Opposing Abuse, en ek gaan shadow daar. Ek het eers gevolunteer en ek shadow en ek kry encounter by die hof wat die Here vir my wys, dit is hoe jy gelyk het op 'n tyd, maar jy moet nou iemand help wat in jou dieselfde posisie wat jy was, moet jy nou help. En that was also a great test for my. Here vat my dat deur die trane, deur die hartseer, but ja, die Here het net 'n mooi werk om doen en weet jy wat is ook so belangrik nie is dat baie sal miskien nou dink soos ons vroeër gesê het, hoekom het sy deur die abuse gegaan? Hoekom het sy toegelaat dat al hierdie dinge gebeur? But today you know why. Want vandag kan jy nou teruggaan en jy kan die ander vrouens uit gaan help. Jy kan die ander vrouens uit gaan haal. Jy kan gaan sê, maar ek was daar deur gewees en kyk waar staan ek vandag. So ek kan nou verstaan waar jy daai vrou gaan, soos wat jy gesê het, jy het jouself gesien daai dag by die hof, maar dit is dan
dan dis ek wat hier voor my sit, and you could resonate with that woman. Ja, powerful, ja. Eens kan net vir die Here dankie sê. Ek het kom besef dat wat ons deurgaan, is nie vir ons self nie, maar dis iets daarbuiten. Ek hou van die saying wat sê, dat God takes the strongest soldiers, Yes. nee? He Yes. chose you. Jy dink miskien nie, ek is nie goed genoeg nie, but as die Here vir jou uitverkies het vir 'n doel, dan vat hy vir jou dat deur, hy los jou nie net daar nie. So ek is vir die Here baie dankie. Die Here het vir my geplaas by 'n bediening. Ek is by die Father's House. Ek is ook in die ministry. I dance. That is how I give my testimony. En ja, ek is net bly vir die Here. So baie om te sê. Amen. Ek wil ook net dit sê weer op die forgiveness. Ek het baie gebid dat die Here vir my man, my ex-man, moet kom heel, en hy stubborn, want die Here het sy gesiente weggevat 2012 ten volle, en ek het uitgereik na hom toe uitreik, en dan baie prideful was hy, en nou Desember het ons vir die eerste keer saam aan 'n tafel gesit, en die Here vat vir my terwyl ek op was, vat die Here, en die Here reflect my lewe so op my, en ek hoor my kinders lag in dieselfde tyd. Lakeisha was 3 jaar daai tyd, sy is nou 21, die ander een was 11, sy 27, Botta was 14, hy is nou 30, en ek hoor hoe lag my kinders, en in dieselfde tyd speel die hele rolprent voor my af, en ek sê vir die Here, was dit nie vir my redding? Amen. Was dit nie vir my redding? Amen. Dan kon ek dit aanskou nie. Amen. Dan, ja, was dit nie vir my redding? Amen. Tisha, ek luister na jou storie, en baie kere dan is it like a not repetitiveness, maar dan is dit soos iets wat weer eens oorspeel, en wat jy nou genoem het, dat jou pa het ook jou ma ge-abuse. So jy het deur daai abuse gekom, and you ended also up in an abusive relationship. You know, en dan baie kere dan wonder ons, but it's almost as if that spirit that is attached to you, that is following you, you know, en baie kere sien die vyand dit ook raak. Soos iemand wat verkrachting, jy weet nie hoekom word jy oor en oor verkragt, hoekom gebeur dieselfde ding oor en oor met jou nie, because it's that spirit that is attached to you. En die vyand reik hom 'n myl ver uit, you know, that abuse, so jy ken abuse, so kom ons gee gou vir jou nog abuse. So true, pastor, en dis kom as so waar wat pastor sê, en terwyl ek nou op die pad is met my relationship met die Here, het ek ook kom leer dat ek moet die mag van divorce, die mag van abuse, moes ek kom afsny het. Ek moet vir die Here vir guidance gevra het, want hier maak ek 'n seun groot, 'n seun wat al die abuse gesien het, 'n seun wat hy is teruggetrokke het. Daar was altyd die kind wat gehuil het, altyd probeer keer het altyd die peace bly hou, maar tog het hy almal die abuse gewitness, en die Here wys my, jy moet begin bid in daai rigting, dat dit daar nie 'n repetisie gaan wees, wanneer dit kom by jou seunskind, en selfs met my twee dogters veral, ek is baie protective oor hulle, ek is baie met hulle vriendekring, kom liewers my huis toe, jy sê huis, maar hulle gaan nie daar buite nie, because dit is baie belangrik vir my, dat ek moet weet van hulle lewe ingaan, en dan weet jy ook as 'n ouer, hoe om dan vir jou te bid, en ek wil net vir ouers bemoedig daar buite, vir die mammies wat kinders groot maak, wees altyd bekend met jou kinders se vriendekring, want die Here wys dan vir jou, jy bid nie noodwendig die persoon weg nie, maar jy weet dan hoe om te bid vir jou kind, en selfs vir hy maatjie, wat hulle het, en dan ook net
te vermy dat jou kind teen dieselfde stroom gaan. Dat die Here vir hulle regte huweliksmaats en regte maatjies op hulle pad moet sit wat van God af is en nie wat hulle wil hê nie, maar wat van God af is. En dan Tisha, voordat ons alweer totsiens moet sê, hoe hanteer jy abuse as 'n vrou? Wat gaan deur jou kop as 'n vrou wanneer jy deur daardie prosesse gaan? Toe wat ek nou nog gedeur het, of was ek iemand, wanneer jy, terwyl jy nog in die huis was met jou man. Terwyl jy in die huis is, pastor, jy voel alleen, jy voel, wat het ek verkeerd gedoen? Jy is amper soos, as kom heeltyd na jou toe terug. Heeltyd na jou toe, en jy wil altyd dinge, as hy vir jou gesê, goed is verbally en almal daar, jy's lelik, jy's so mooi nie, jy kan niks reg doen nie, is klomp goed is wat na jou toe gegooi word, en dan vra jy jouself van nou wat doen ek verkeerd? Hoekom dan ek, niemand gaan vir my verstaan nie. Of niemand wil jou hê nie. Niemand wil my hê nie, ek is nie goed genoeg nie. Ek was tot by 'n punt, ek het nooit in die spieël gekyk nie. Ek het nooit vir my aangetrek. Ek het elke dag 'n keppie gedra. 'n wolkeppie was my vriend. As die hare net so kort uitgeval of die hare was uitgepluk gewees met die roller, een van die twee. Maar elke dag het ek 'n keppie, want ek het begin 'n low self-esteem opbou, want ek het van myself blameer. Ek het nie geweet daar is hulp daar buite nie. En ek het ook nie geweet, ek het nie sy lewenstyl geken wat hy opgegroei het. So hy homself het ook 'n ander lewe geken. Nodig gehad, hy het ook net abuse geken en toe kom hy nou, ek is toe bekom die target wat amper soos hy oefen nou weet hy wat hy geding is op my. Maar, en dan enige laaste woorde, Tisha, wat kan jy vir die vrou sê wat ook al moes gehardloop het al, en wat weer teruggegaan het, miskien, wat kan jy vir so iemand sê? Ek wil graag vir iemand daar buite sê wat tans deur die abuse gaan, en ook elke keer ek was by die shelter, dan gaan vrouens elke keer terug, en dan vra ek myself, hoekom gaan jy weer terug? Maar meeste van die tyd is omdat hulle finansiëel dependent is, maar ek wil vir 'n vrou daar buite sê, kyk na my, kyk na Tisha, dit is wat die Here kom doen het. Die duivel het gedink, hy kry my onder, hy het gedink, daar gaan 'n repeat wees van abuse. Maar wanneer jy die eerste stap vat, weet dat jy is nie alleen nie. Ek wil net sê, jy is nooit alleen nie, né? God is daar, maar hy plaas ook mense op jou pad. Ons is so lief om te bid, Here, it's die destiny helpers, destiny keepers, destiny connectors, maar het is mense soos Pastor Natasha, mense daar buite, ek sal altyd sê, lewe is ook soos 'n marathon, 'n wedloop, hulle vir jou die coke aanbied, die juice aanbied, hulle kom vat jou hand en sê, kom hardloop, en dit is wat die Here doen, so, jy moet net die eerste step vat, en break the silence, speak out, laat mense hoor, dat jy word abused, want daar is help daar buite. Amen. Ja, ek sluit ook af met die woorde, daar is help daar buite. Daar is help daar buite, daar is hulp vir jou. Jy is nie alleen in hierdie bootjie nie, daar is soveel vroue wat dieselfde deurmaak, wat jy deurmaak, en daar is soveel vroue wat alreeds dit deurgemaak het, wat jy nou deurmaak, soos Tisha hulle, by julle organisasie, wat vir jou en jou kinders aan die hand kan vat, om vir jou ook vryheid te kan gee. Tisha, mag die Here jou ryklik seën met dit wat jy doen, gaan aan met die mooi werk wat die Here in jou lewe gedoen het, moenie ophou om te getuig en te praat oor sy goedheid, en wat hy vir jou en jou kinders kom doen het, want as hy dit vir Tisha kan gedoen het, dan kan hy dit vir jou ook doen. Dit was dan nou mense in ons stories saam met my, Natasha Fiek, onthou, volgende week selfde tyd, selfde plek, onthou, moenie vergeet nie, as jy nog nie van hierdie boeke het nie, stuur my boodskap, A Mother's Love, en mense in ons stories, woman who has gone through the fire. Dit was dan nou mense in ons stories, tot volgende keer, die Here seën. Amen.